Die hele land sit in afwagting op die komende plaaslike regeringsverkiesing. By ons is 'n veteraan politikus, Grandi Tennyson, vandag hier op Frontnuus. Grandi, baie welkom weer terug. Ons het al 'n vorige keer op Frontnuus met jou gesels. Vandag gesels ons oor die stryd wat voorlê, die stryd om Pretoria. Hoe sien jy hierdie stryd binne die volgende 10 maande afspeel? En dan ook wil ek vir jou vra, watter visie het julle vir Tshwane Pretoria in die volgende 5 jaar? Ek het vandag tydens my toespraak melding gemaak van die feit, ons het nie meer plek vir 'n one-man show nie. Die stad is te groot en daarom is ons as 'n span sterker en ons kan by baie meer plekke uitkom en meer mense bereik as ons twee is wat voorloop met die res van ons kandidate. Vir die eerste keer in die party se geskiedenis is daar al op hierdie stadium 75 kandidate wat hulle hand opgesteek het om betrokke te wees met die verkiesing. So ons hande is net soveel keer meer, is met 10-talle vermeerder. In 2021 dink ek was ons 36 kandidate. So dis meer as 'n verdubbeling van die kandidate wat hierdie jaar sover, en daar's nog 'n paar op pad en daar's nog geleentheid vir mense om betrokke te raak. So dit maak hierdie volgende 10 maande vir ons aansienlik makliker aan die een kant, maar ook ons kan nie fokus verloor nie. Ons moet kom met 'n oplossing vir die gemeenskap daar buite. En ons het planne. Een van die goed wat ons gedoen het, selfs in ons termyn waar ek nog die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid was, het ons 'n nuwe konsep ter tafel gelê en dit het nou beleid geword van die stad. Die konsep is wat hulle noem gemeenskap selfontwikkelingsgebiede, of die Engelse term CUPs, Community Upliftment Precincts. Nou wat die doel daarvan is die mense in die woonbuurte is siek en sat vir die verval. Hulle kom by mekaar en hulle doen iets daaraan. Hulle maak die slaggate reg, hulle maak die straatligte reg, op hulle eie koste. Nou die stad het nie 'n manier gehad om met hierdie ding te werk nie. En toe het ek in 2023 met 'n gedagte vorendag gekom. Hoekom kry ons nie 'n beleid waar gemeenskappe by mekaar kan kom en dan bepaalde verantwoordelikheid te neem in die gebied waar hulle woon, en om dan met die stad 'n ooreenkoms aan te gaan dat hulle gemagtig is om sekere goed te doen, parke se gras te sny, slaggate reg te maak, die straatligte. In die tussentyd met die stad se finansies wat so benard is daar nie noodwendig genoeg geld om dit te doen nie. So daarom gaan die gemeenskap uit en doen hierdie werk om hulle plek waar hulle bly beter te maak. Nou, daar's 'n ander model wat baie gereguleerd is, die CID of die IMSD. Dis 'n formele plek waar 70% van jou inwoners en 60% van die besighede in daai gebied moet toestem. Dan word 'n formele ooreenkoms, daar's ook 'n bywet wat die ding reguleer. En dan is daardie gebied gemagtig om 'n persentasie addisionele op jou eiendomswaarde te hef. En dit word dan teruggeploeg binne in daardie spesifieke gemeenskap. En dan maak die wetgewing ook voorsiening vir subrade. Tshwane het op 'n stadium subrade gehad, as jy mooi daaroor dink. Daar was Centurion, daar was Acacia, daar was Pretoria self, en dan was daar nog Bronkhorstspruit, wat almal eintlik op hulle eie stadsrade was, maar nou onder die sambreel van die metro is hulle op een gebied. So met hierdie uitbreiding van ons voel dat dit so kan verloop, dat dit eintlik groei en transformeer van 'n KAP of 'n gemeenskap selfonderhoudsgebied na 'n CID toe, na 'n subraad toe. En so bring ons dan die besluitneming terug na die mense toe op die grond. Ons is daar, ons wil op die grond wees en ons wil die mense daar
betrek, want op ons eie kan ons in elk geval niks doen nie. Ons het die gemeenskap nodig, so ons is baie gemeenskapsgeoriënteerd, in teenstelling met van die ander partye. Grandi, jy het gepraat nou net van finansies van die Metro Raad. Ek wil nie nou daarop ingaan nie, ons almal weet van die ouditeur-generaal se verslag. Dit was die laaste tyd baie in die nuus gewees. Maar jy het ook genoem, jy was vir bietjie meer as 'n jaar lank, as ek reg onthou, burgemeesterskomitee lid in die Tshwane Metro Raad. Een van die groot uitdagings waarmee jy gesukkel het, as ek reg onthou, is dit om die amptenary te kry om in te koop. Goed, kom ons sê, na die komende plaaslike regeringverkiesing, kan ons dalk 'n nuwe regering in die Tshwane Metro kry. Hoe sien jy hierdie proses afspeel om die amptenary te laat inkoop in 'n nuwe bestuur van die stad, om dit meer effektief te maak, of meer werkbaar, meer leefbaar te maak, is die beter woord, vir die inwoners en die belastingbetalers? Ek wil net eers begin, ek was vir 3 jaar in die stoel as burgemeesterskomitee lid vir veiligheid. So ons het begin om die vropappels te identifiseer en van hulle ontslae te raak. In my tyd het ons so 260 metropolisie beamptes aangekla. 'n hele aantal voordat ek daar weg is, ongeveer 35 van hulle is afgedank. En dit het gewissel van korrupsie en allerlei dinge, mense wat geïntimideer was deur hulle. So ons sal moet skoonmaak. Ek glo dat die personeelkorps is hopeloos te groot. Daar's baie bestuurders, maar baie min mense wat op die grond werk. So ons sal moet kyk na 'n herstrukturering van die personeel. Ons het reeds in ons termyn het ons die nuwe munisipale bestuurder as ook die hoofde wie direk aan hom rapporteer aangestel. En kort na die vorige koalisie tot 'n val gekom het die ANC en die EFF reeds begin dreig en hulle probeer van hierdie mense ontslaa raak. En dit is sodat hulle vir hulle kaders kan beskerming bied. Ons was besig om 'n ander klimaat te skep met die nuwe leierskap in terme van die stadsbestuurder en sy direkte hoofde. 'n heeltemal 'n nuwe benadering ingebring waar dit gaan oor professionaliteit, funksionaliteit en prestasiebestuur. Dis 'n ding wat gesterf het. Daar is nie prestasiebestuur nie. En dan die volgende ding wat ons sal moet inbring is behoorlike projekbestuur. 'n Projek, daar's talle projekte in Tshwane wat eintlik tot 'n val gekom het. Ek kan sommer nou aan een dink, daai stadion daar in die middestad in Sunnyside, Caledonian. Miljoene rande daar vermors. Daai ding is absoluut niks werd nie. Hy is verniel. Die ou stadsaal, weer eens miljoene rande betaal en dis nou in onbruik. Rooiwal, en so kan ek aangaan. En as daai amptenare wat eintlik verantwoordelik is vir daai verval nie vasgevat word en uitgesorteer word nie, sal ons nooit die stad regkry nie. So dis waar ons aan moet begin. Ons moet korrupsie uitrooi. Ons moet seker maak dat mense op meriete aangestel word. Ek het nou ook gister of eergister het ek 'n vraag aan die stadsbestuurder en die burgemeester gestuur en gesê ek sal graag wil weet wat is die ekwiteit binne die stad en wat is die doelwitte, want ek kan nou vir jou sê daar's nie in die topstruktuur een enkele wit persoon nie. Dit is dan nie in terme van wet, dit is nie ons wet nie, dis wette, landswette wat sê daar moet 'n persentasie, ek dink 4 of 5% van die bestuur kan wit mense wees. Daar is nie sulke goed nie en daar's ook nie die geleentheid vir ander minderheidsgroep soos die bruin mense nie. So dis een van die goed wat ons moet kyk, ongeag 'n ou se ras. Ons glo aan een ding en dit is 'n persoon moet bevoeg wees en gekwalifiseerd wees om die werk te doen. So sê Grandi Tennyson, hy is op oomblik die caucusleier van die VF+ hier in die Tshwane Metro Raad. Ons het vinnig by hom kers opgesteek oor die VF+ se planne die volgende 5 jaar na afloop van die plaaslike regeringsverkiesing. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer, DV, wederom.